Julle, ons gaan aan met Jesaja 34, die godsgerig oor Edom. Kom nader, o volke, om te hoor, en nasies luister. Laat die aarde hoor, en die volheid daarvan, die wêreld en alles wat daaruit voortkom. Want die toorn van die Hemelse Vader is oor al die nasies, en grimmigheid oor al hulle leerskare. Hulle het hulle met die banvloek getref. Hy het hulle oorgegee om geslag te word, en hulle gesneuweldes sal weggewerp word, en die stank van hulle lyke gaan op, en die berge smelt van hulle bloed, en al die leerskare van die hemel vergaan, en die hemel word in mekaar gerol, soos 'n boekrol, en al sy leerskare val af, soos 'n blad van die wingerdstok afval, soos vye afval van die vyeboom. Want my swaard het dronk geword in die hemel. Kyk, dit kom af op Edom en op die volk van my banvloek, om geoordeel te word. Die swaard van die Hemelse Vader is vol bloed. Dit drup van vet, van die bloed van lammers en bokke, van die niervet en van die ramme. Want die Hemelse Vader het 'n slagoffer in Bosra en 'n groot slagting in die land Edom. Dan val die buffels saam met hulle en die jong stiere saam met die stiere, en hulle land word dronk van bloed, en hulle stof versadig van vet. Want die Hemelse Vader hou 'n dag van wraak, 'n jaar van vergelding in die regsaak van Sion, en sy strome sal in pik verander word, en sy stof in swaal, en sy land sal brandende pik word. Dit sal snags of oordag nie uitgeblus word nie. Vir ewig gaan sy rook op, van geslag tot geslag lê dit woes. Vir altyd en ewig trek niemand daardeur nie. Maar die pelikaan en die krimpvarkie neem dit in besit, en die uil en die kraai woon daarin. En hy sal die riglyn van die woestheid daaroor span, en die skietlood van die vormloosheid. Sy edeles daar sal hulle geen koninkryk meer uitroep nie, en met al sy vorste is dit gedaan. En sy paleis word begroei met dorings, brandnekels en dussels sal in die vestings wees. En dit sal 'n lêplek van jakkalse, 'n verblyf vir volstruise wees. En boskatte kom wilde honde tee, en veldduiwels ontmoet mekaar. Ook woon die naggees daar in vrede en vind rusplek vir hom. Daar maak die pylslang sy nes en lê eiers en broei dit uit, en koester haar kleintjies daar in die skaduwee. Ook sal die kykendiewe daar bymekaar kom, en een by die ander. Soek in die boek van die Hemelse Vader en lees, nie een van hierdie wesens ontbreek nie. Die een mis nie die ander nie, want my mond die het beveel, en sy gees die het hulle bymekaar gebring. En hy het vir hulle die lot gewerp, en sy hand het die land aan hulle met die meetsnoer uitgedeel. Tot in ewigheid sal hulle dit besit, van geslag tot geslag daarin woon, tot sover. Ons gaan aan met hoofstuk 35, die grootheid en heerlikheid van die regering van die Messias. Die woestyn en die dorland sal bly wees, en die wildernis sal juig en bloei soos 'n narsing. Dit sal lustig bloei en juig, ja, met gejuig en gejubel. Die heerlikheid van Libanon is aan hom gegee. Die sieraad van Karmel en Saron, hulle daar sal sien die heerlikheid van die Hemelse Vader, die sieraad van onsse God. Versterk die slap hande en maak die struikelende knieë vas. Sê aan die wat verward is van hart, wees sterk, wees nie bevrees nie. Kyk, julle God kom met wraak, met goddelike vergelding.
Hy self sal kom en julle verlos. Dan sal die oë van die blindes geopen word en die ore van die dowes ontsluit word. Dan sal die lamme spring soos 'n takbok en die tong van die stomme sal jubel, want in die woestyn breek die waters uit en die strome in die wildernis. En die gloeiende grond sal 'n waterplas word en die dorsland fonteine van water in die plek van die jakkalse, waar hulle gelê en gerus het, is gras met riete en bessies. En daar sal 'n groot pad wees en 'n weg wat die heilige weg genoem sal word. Geen onreine sal daarop voorttrek nie, maar vir hulle sal dit wees wie die weg bewandel, selfs die dwaase sal nie dwaal nie. Daar sal geen leeu wees nie, en geen verskeurende dier sal daarop kom of daar aangetref word nie, maar die verlostes sal daarop wandel. En die losgekooptes van die Hemelse Vader sal teruggaan en na Sion kom met gejubel, en ewige vreugde sal op hulle hoof wees. Vreugde en blydskap sal hulle verkry, maar kommer en gesig vlug weg. Tot sover. Kyk, ons gaan aan met hoofstuk 36. Jerusalem word opgeëis deur Sanherib. En in die 14de jaar van die koning Hiskia, het Sanherib, die koning van Assirië, opgetrek teen al die versterkte stede van Juda en dit verower. Toe stuur die koning van Assirië die Rabsakke uit Lagis na Jerusalem na koning Hiskia met 'n swaar leer, en hy het gaan staan by die watervoer van die boonste dam, by die groot pad van die Blykveld. En daarop gaan Eljakim, die seun van Hilkia, wat oor die paleis was, en Sebna, die skrywer, en Joa, die seun van Asaf, die kanselier, na hom toe uit. En die Rabsakke sê vir hulle, sê tog aan Hiskia, so spreek die grootkoning, die koning van Assirië, wat is dit vir 'n vertroue wat jy koester? Jy dink, net 'n woord van die lippe is raad en dapperheid vir die oorlog. Op wie vertrou jy nou, dat jy teen my in opstand kom? Kyk, jy vertrou op die geknakte rietstok, op Egipte, wat as iemand daarop leun, in sy hand ingaan en dit deurboor, so is Farao, die koning van Egipte, vir almal wat op hom vertrou. Maar as jy vir my sê, ons vertrou op die Hemelse Vader onse God, is dit nie hy wie se hoogtes en wie se altare Hiskia verwyder het nie, deur aan Juda en Jerusalem te sê, voor hierdie altaar moet julle buig? Nou dan, wet tog met my, Heer, die koning van Assirië, en ek sal jou 2000 perde gee, as jy vir jou ruiters daarop kan lewer. Hoe sal jy dan die aanval van 'n enkele goewerneur van my Heer se geringste dienaars kan afslaan? Maar jy vertrou op Egipte vir strydwaans en perderuiters. Het ek dan nou sonder die Hemelse Vader teen hierdie land opgetrek om dit te verwoes? Die Hemelse Vader het vir my gesê, trek op teen hierdie land en verwoes dit. Toe sê Eljakim en Sebna en Joa vir die Rabsakke, praat tog met u dienaars Aramees, want ons verstaan dit, en moenie met die Hebreëus praat voor die ore van die manskappe wat op die muur is nie. Maar die Rabsakke het gesê, het my Heer my na jou Heer en na jou gestuur om hierdie woorde te spreek? Is dit nie na die manne wat op die muur sit, dat hulle eie drek kan eet en hulle eie water kan drink saam met julle nie? Toe gaan die Rabsakke staan en roep hardop in die Hebreëse taal en sê, hoor die woorde van die groot koning, die koning van Assirië. So sê die koning, laat Hiskia julle nie bedrieg nie, want hy sal julle nie kan red nie, en Hiskia moet julle nie op die Hemelse Vader laat vertrou nie, deur te sê, die Hemelse Vader sal ons sekerlik red.
Hierdie stad sal nie in die hand van die koning van Assyria oorgegee word nie. Luister nie na Hiskia nie, want so sê die koning van Assyria, sluit met my vriendskap en trek uit na my toe en eet elkeen van sy wingerdstok en elkeen van sy vyeboom en drink elkeen die water van sy put, totdat ek kom en julle meeneem na 'n land soos julle land, 'n land van koring en mos, 'n land van brood en wingerde. Laat Hiskia julle nie verlei nie deur te sê, die Hemelse Vader sal ons red. Het die gode van die nasies elkeen sy land gered uit die hand van die koning van Assyria? Waar is die gode van Hamat en Arpad? Waar is die gode van Sepharvaim en het hulle miskien Samaria gered uit my hand? Wie is daar onder al die gode van hierdie lande wat hulle land gered het uit my hand, dat die Hemelse Vader Jerusalem uit my hand sou red? Maar hulle het stil gebly en hom niks geantwoord nie, want dit was 'n bevel van die koning. Julle moet hom nie antwoord nie. Toe het Eljakim, die seun van Hilkia, wat oor die paleis was, en Sebna, die skrywer, en Joa, die seun van Asaf, die kanselier, met geskeurde klere by Hiskia gekom en hom die woorde van die rapsakke te kenne gegee. Tot sover. OK, ons gaan aan met hoofstuk 37 van Jesaja. Jesaja tree op. En toe koning Hiskia dit hoor, het hy sy klere geskeur en hom in 'n roukleed bedek en in die huis van die Hemelse Vader gegaan. Daarna stuur hy Eljakim, wat oor die paleis was, en Seba, die skrywer, en die oudstes van die priesters met rouklere bedek, na die profeet Jesaja, die seun van Amos. En hulle sê vir hom, so sê Hiskia, vandag is die dag van benoudheid en straf en lastering, want die kinders het tot by die geboorte gekom, maar daar is geen krag om te baar nie. Miskien sal die Hemelse Vader, u God, die woorde hoor van die rapsakke wat deur sy heer, die koning van Assyria, gestuur is, om die lewende God te smaad, en sal hy hom straf oor die woorde van die Hemelse Vader, u God, gehoor het. Hef dan 'n gebed op vir die oorblyfsel wat nog aanwesig is. En toe die dienaars van die koning Hiskia by Jesaja kom, sê Jesaja vir hulle, so moet julle jul Heer antwoord. So spreek die Hemelse Vader, vrees nie vir die woorde wat jy gehoor het nie, waarmee die dienaars van die koning van Assyria my gelaster het nie. Kyk, ek sal 'n gees in hom gee, dat hy 'n gerig hoor en na sy land terugtrek, en ek sal hom in sy land deur die swaard laat val. Daarop het die rapsakke teruggegaan en die koning van Assyria aangetref, terwyl hy besig was om teen Libna te veg, want hy het gehoor dat hy van Lages af weggetrek het, en toe hy by Terhaka, die koning van Kus, hoor sê, hy het uitgetrek om teen u te veg. Toe hy dit hoor, stuur boodskappers van Hiskia met die opdrag. So moet julle aan Hiskia, die koning van Juda, sê, laat u God, op wie u vertrou, u nie bedrieg nie, deur te sê, Jerusalem sal nie in die hand van die koning van Assyria oorgegee word nie. Kyk, u het self gehoor wat die koning van Assyria aan die lande gedoen het, deur dit met die banvloek te tref, en sou u gered word. Het die gode van die nasies wat my vaders uitgeroei het, hulle gered, Gosan en Horan en Resef, en die kinders van Eden, wat in Telasar was? Waar is die koning van Hamat, en die koning van Arpad, en die koning van die stad van Sepharvaim, van Hena en Iva? En toe Hiskia die brief uit die hand van die boodskappers ontvang, en dit gelees het, het hy opgegaan na die huis van die Hemelse Vader. En Hiskia het dit uitgesprei voor die aangesig van die Hemelse Vader. En Hiskia het tot die Hemelse Vader gebid en gesê, O Hemelse Vader van die leerskare, God van Israel,
wat op die Gerubs troon. U alleen is die God van al die koninkryke van die aarde. U het die hemel en die aarde gemaak. O Hemelse Vader, neig u oor en luister. Open u oë en kyk, hoor al die woorde van die Sanherib, wat hy gestuur het om die lewende God te smaad. Waarlik, Hemelse Vader, die konings van Assirië het al die lande in hulle gebied verwoes en hulle gode in die vuur gegooi, want dit was geen gode nie, maar werk van mensehande, hout en klip. Daarom kon hulle dit vernietig. Hemelse Vader, onse God, verlos ons dan nou uit sy hand, sodat al die koninkryke van die aarde kan weet dat U, die Hemelse Vader, alleen is. Toe laat Jesaja die seun van Amos vir Hiskia weet, so spreek die Hemelse Vader, die God van Israel, wat jy tot my gebid het, aangaande Sanherib, die koning van Assirië, het ek gehoor. Dit is die woord wat die Hemelse Vader oor hom gespreek het. Die jongvrou, die dogter van Sion, verag jou, bespot jou, agter jou skud die dogter van Jerusalem die hoof. Wie het jy gesmaad, gelaster, en teen wie het jy jou stem verhef en jou oë hoogmoedig opgehef? Teen die Heilige van Israel. Deur jou dienaars het jy, die Hemelse Vader, gesmaad en gesê, met die menigte van strydwaans het ek geklim op die hoogte van die berge, die uithoeke van die Libanon, en ek wil sy statige seders die keer van sy sipresse omkap, en deurbring tot sy uiterste hoogte, sy bos wat is soos 'n tuin. Ek het gegrawe en water gedrink, en laat met die sool van my voete al die strome van Egipte opdroog. Het jy dit nie gehoor nie? Van lankal af het ek dit berei. Van die dae van die voortyd af het ek dit beskik. Nou het ek dit laat kom, dat jy versterkte stede tot puinhope kom verwoes. En hulle inwoners was magteloos, het verskrik en beskaamd gestaan. Hulle was soos plante van die veld en groen grasies, soos gras van dakke en 'n koringland voordat dit are skiet. Maar ek ken jou, sit in jou uitgang en jou ingang, en hoe jy teen my raas. Omdat jy teen my raas en jou trotsheid opgekom het in my ore, daarom sal ek my hak in jou neus sit en my toom tussen jou lippe en jou terugbring met die pad waarmee jy gekom het. En dit sal vir jou die teken wees, eet hierdie jaar wat vanself opslaan, en die tweede jaar wat dan nog opkom, maar in die derde jaar saai en oes en plant wingerde, en eet die vrugte daarvan. Dan sal die vrygeraaktes wat oorgebly het van die huis van Juda, weer wortel skiet ondertoe en die vrugte dra boontoe. Want uit Jerusalem sal 'n oorblyfsel uitgaan, van vrygemaaktes van die berg van Sion. Die ywer van die Hemelse Vader van die leerskare sal dit doen. Daarom so sê die Hemelse Vader, aangaande die koning van Assirië, hy sal in hierdie stad nie inkom, en daar geen pyl skiet nie, en dit met geen skild aanval, en daar geen wal teen opwerp nie. Met die pad wat hy gekom het, sal hy teruggaan, maar in hierdie stad sal hy nie inkom nie, spreek die Hemelse Vader. En ek sal hierdie stad beskud, om dit te verlos, om my en om my knegt Dawid ontwil. Toe het die engel van die Hemelse Vader uitgetrek en in die laar van die Assirië 185.000 verslaan. En toe die môre vroeg hulle klaar maak, was dit almal dooie liggame. En Sanherib, die koning van Assirië, het opgebreek en weggetrek en teruggegaan en in Nineve gebly. En toe hy hom daar neerbuig in die tempel van sy god Nisrog, het sy seuns Adramalech en Sarseser hom met die swaard neergeslaan.
maar hulle het ontvlug na die land van Ararat, en sy seuns Esar Hadon het koning geword in sy plek. Tot sover.